Nou ja, ek het dan nou die voorreg om te gesels met die pragtige Mieke Nel en sy is 'n kampioen in armdruk. Kan julle dit glo? Mieke, welkom hier by ons en dankie dat jy vandag met ons gesels. Dis 'n groot voorreg, baie dankie om my hier te hê. Nou ja, dit is mos nou jeugmaand, so ek gaan met 'n paar van vragies begin. En dan moet jy een kies, die een wat jy sê natuurlik watter een verkies jy van die twee. So ja, Coke of champagne en ek beloof ons het dit geblok vir jou ma en jou pa nie, sê kom maar. Definitief Coke. Sjokoladekoek of melktert? Melktert. Okay. Laat nagpartytjie of vroegoggend gaan stap in die berge. Stap in die berge. Okay. Instagram story of TikTok video? Instagram story. Alright. Kampeer in die bos of 'n lekker massering by die spa? Kamp. Okay. Definitief kamp. En dan eiers vir ontbyt of flapjacks? Eiers. Nou ken ons jou 'n bietjie beter. Jy kan vir ons vertel waar jy opgegroei. Geef ons 'n bietjie agtergrond. Wie is Mieke Nel? Ek was gebore in Springs. Ons het hiernatoe getrek toe ek omtrent 5-6 jaar oud was. En ons is al redelik lank hier. So ek's eintlik maar paraliet, as mens so kan sê. Okay. Nou ja, ek geniet meer dinge as maar net armdruk. Ek geniet kuns, ek doen drama, vat drama nou tans by Parelgym. En ja, dit is net lekker om 'n passie vir klomp goedjies te hê. Ja, klomp uiteenlopende goed. En jy, soos jy nog genoem het, jy's by Parelgym. Die skool sluit mos nou. Is daar 'n spesifieke meneer of 'n juffrou vir wie jy 'n spesiale boodskap het voordat ons by die armdruk kom? Definitief juffrou Hill, Mam Hill. Sy is 'n baie groot inspirasie vir my. Net die manier hoe sy klas gee en dis net 'n eer om deur haar klas te gee, soos klas te hê. So kom ons kom na die sport toe. Hoe gewild is armdruk? Armdruk is nou tans besig om nou beter te groei. Dit groei nou baie vinnig. Ons klub het begin met 3 mense en nou staan ons al by amper 25. So dit groei baie vinnig. En ja, dit groei en dit raak net groter en groter. So ons hoop maar vir die beste. Ons hoop dit kan 'n baie groter sport word want op die oomblik is dit ander sporte en teenoor ander sporte is armdruk eintlik maar nog baie klein. Maar dit groei. Ja, en ons is bly daaroor jy het nou 'n bietjie vroeër gesels met ons en baie interessante goed wat jy genoem het. Wat dink jy, waar kom jou liefde vir juis armdruk vandaan? Wel, armdruk is 'n manier om kragte te meet op 'n tafel in plaas van boelie en tuistering by skole. So dis 'n baie veilige en dis 'n beter manier om frustrasie mee te werk en seer en al dit. Dit is beter om dit op die tafel uit te haal want armdruk is nie vir nie die gentleman sport nie. So dis maar ja. Ja, so jy is 'n vrou wat armdruk doen. Is daar as jy nou vir mense sê jy doen armdruk, behalwe die mense wie jou ken, jou familie, dan watter reaksie kry jy? Dis maar vreemde reaksies. Almal sal nie sommer dink ek doen armdruk en goed nie. Die seuns is maar baie van hulle wil maar kompeteer, hulle raak kompeterend maar wat min mense weet is eintlik baie reëls wat gaan en tegnieke wat gaan met armdruk. En dit gaan nie net oor wie is die sterkste nie, dit gaan oor wie is die sterkste maar ook hierbo. So ja. So as jy nou voordat ons by die kompetisie kom, as jy nou voorberei vir 'n kompetisie en dan is daar verander jou dieet, is daar sekere goed wat jy anders doen? Ja, definitief. Daar is gewigsklasse betrokke by armdruk. So as jy oor 'n sekere gewigsklas is, gaan jy dalk teen 25-jariges druk. Dit hang af van open class of dit wat se kategorie dit inval vir youth is of vir junior girls of so. Maar ek moet tans maar self 'n paar kilos afskud as ek in my gewigsklas wil druk. Okay.
So ja, dit is ek moet maar bietjie sny op 'n paar goedjies, maar ja. En jy het genoem van die reëls van armdruk. Ons dink dit is nou net vir jy druk en soos jy genoem het van die seuns wat wil armdruk met jou. Wat is van daai reëls wat jy uitgelig het? Wel, van die belangrikstes is moet nooit uit jou arm uit beweeg nie. Want as jy moet ook altyd kyk na jou hand, want as jy nie kyk wat jy doen nie en jy sien nie jy kom nie agter wat jy eintlik doen nie, dan kan jou arm breek. As iemand te vinnig is en jy fokus nie op wat jy doen nie, dan kan jy seer kry. So jy moet altyd jou elleboog op die pad hê, jy moet altyd die pek vashou, jy mag nie laat gaan van die pek nie. En jy mag nie aan jou skouer raak met jou hand as jy druk nie. So is maar baie reëls wat gaan. Ja. Mense dink is net van druk. Dis nie jy kort ook 'n senior referee by as jy by clubs moet druk. Jy moet altyd 'n ouer persoon wees wat al die sport ken. So ja. So enigiemand kan nie kom en net vir jou sê by die skool uitkom. Nee, dit is ongelukkig nie. Dis goed om te weet. So ja, jy het nou genoem van die voorbereiding. Sal jy sê die sport self, is dit meer fisiek of is dit meer kop of meer dat jy fisies sterk moet wees? Kyk, is eintlik baie meer in jou kop. Jy moet eerstens glo in jouself. Die tegnieke het baie voordeel, maar ook jy moet oefen, maar table time is baie belangrik. Tafeltyd is een van die belangrikste tyd wat jy moet insit in armdruk. Is maar baie tegnieke deurgaan leer. So ja, is baie om te memoriseer eintlik ook. Is eintlik maar 'n dinksport ook. Ja. En dan kom jy nou by 'n kompetisie, hoe lank neem 'n kompetisie nou of hoeveel keer druk jy, hoe werk dit? Dit is gewoonlik 2 dae lank, dan sit eerste links en dan regs. So dis maar redelik lang tyd in sit vir armdruk kompetisies, is maar goed voorberei, jy warm op voor jy maar soos enige ander sport moet jy maar opwarm want jy kan jouself seermaak. So is maar ja, goed voorberei wees. En dit is hoekom jy hier is om vir ons bietjie bewus te maak dat dit is ek wil nie sê dis soos enige ander sport nie, maar dat as mense eintlik weet waaroor dit gaan, dan sal daar ook meer ondersteuning wees. So het jy toe gekwalifiseer by die provinsiale kampioenskappe, het jy goud gekry en jy het toe derde gelys. Hoe voel jy daaroor? Ek's trots. Ek moet sê ek voel trots want ek dink dis die eerste keer wat ek voel ek het 'n plekie gekry waar mense baie supportive is, baie ons staan mekaar by. Ons gaan as 'n span saam na die wêreldspele toe die jaar. So dit is dis 'n lekker sport om te hê, om te weet jy kan support wees of jy het mense wat jou bystaan deur jou passie. Ja. Definitief. En nou is jou pad Bulgarië toe in September. Sien jy uit na die trip? Ek sien baie uit. My ouers gaan nie saam nie, ek gaan alleen. Okay. So ek gaan eintlik saam met my kerel, hy druk ook arm. Sy pa en sy hele familie druk ook sy sussie en sy pa. En ja, dit is baie exciting. Ek sien baie uit. Ek was nog nooit oor see nie. So dit sal regtig 'n belewenis wees om net te sien hoe dinge daar gedoen word. En, ja. Fantasties. En julle gaan vir hoe lank daar wees? Nie seker nie. Seker ek is glad nie seker nie. Okay, so wat sal jy sê? Ek weet ek het ook op sosiale media gesien. Daar is gedeel dat die gemeenskap kan betrokke raak. Hoe ondersteun ons jou vir hierdie kompetisie in September? My ma, ek is nie regtig my ma, doen eintlik maar al die harde werk, so ek moet eintlik maar dankie sê vir ook vir haar harde werk. Sy doen raffles en goedjies omdat my ma in bemarking is. Ja. Is al baie besighede wat my bystaan om daar uit te kom waar ek wil wees. So ja, my ma weet eintlik maar al daai.
En ons sal jou sosiale media dophou want ek is seker as jou ma deel dan tag sy ook vir jou. Dit is wat ek gesien het. So ons sal dophou en kyk waar kan ons ondersteun, hoe kan ons ondersteun en dan jy het genoem jy kry tyd vir kuns is van die ander goed wat jy van hou, drama. Wat is in die vooruitsig? Wat lê in jou toekoms? Hoe groot 'n deel is armdruk van jou toekoms dink jy? Dit is definitief 'n groot deel. Die wêreldspele is elke jaar in 'n ander land. So dit is soos jy sien die hele wêreld. Dit is regtig 'n groot eer om te kan oorsee gaan en te kan sê maar ek 17 jaar oud en ek gaan oorsee. Dit is vir my ek kan self nie eers dit glo nie. Dit is nog onwerklik vir my. Ja, van die kuns en die drama geniet kuns en drama vreeslik baie. Maar armdruk was maar net 'n manier om frustrasie uit te haal en also ja. En 'n baie goeie manier, sal ek sê. Dit is jeugmaand. So ja, vir al die uitdagings wat ons jong mense mee sit, is dit sekerlik 'n goeie en gesonde manier om ons laat raak van die frustrasies. Ja. So ons sal vir jou definitief dophou. Ons is ook trots op jou. En wil vir jou sê baie geluk en ons wil vir jou sterkte toewens. Wil jy dalk jy hoef nie 'n nommer te gee nie, maar wil jy dalk sê waar ons vir jou kan dophou om te sien hoe dit gaan met die sport? Definitief op Parel Pels. Okay. Op my Instagram, dit is Mikanel1. So as hulle dalk daar wil gaan kyk. Maar ja. Ja, ek wil nou net omdat jy 'n vrou in eie reg is, ek dink baie van jou ouers is bekendes by baie van ons. So dis nie asof ons nie vir hulle ken nie. Jy praat van jou ma en so aan. So ja, dit is goed dat jy die ondersteuning het en het jy dalk 'n boodskapie wat jy vir ons jong mense wil gee? Ja. Ek wil sê dat harde werk, almal sê dit, maar harde werk, as jy die werk insit, as jy bereid is om die werk in te sit, dan sal jy goeie goed kan bereik. Ek voel, moenie hoe jonk jy is of jou ouderdom, dat jou ouderdom jou terughou van enigiets nie. Want, maak nie saak hoe oud jy is nie, enigiets kan jy bereik. As dit regtig jou passie is, sal jy, ja. En hoekom sal jy sê moet vroue veral dalk armdruk doen of kom aansluit by julle klub? Daar is 'n redelike getal vroue. Dis definitief meer 'n mansgedrewe sport, maar ek voel vrouens moet definitief deelneem want dit is nie net sterk wees en dit gee jou selfvertroue. Dit het baie van my selfvertroue teruggebring. Ek was afgebreek op skool en armdruk was net 'n manier om my weer confident te maak en uit te sien vir nog kompetisies en dit is net baie lekker. Ja. Nou voordat ons tot sien sê, wil jy wys hoe jy het nou 'n bietjie vroeër het jy nou baie interessant. Ek het gedink jy vat eintlik net die persoon se hand. Maar daar's 'n verskriklike daar's tegniek daarin. Wil jy vir ons wys hoe ek gaan nou nie my naam met 'n plank slaan en teen jou wil armdruk nie. Ek dink nie so nie, maar wys net gou vir ons hoe word dit gedoen. Okay. Hoorie, Mieke se greep. Nee, dit is iets Dis ongelooflik. So moet jou elleboog, soos jy sê, moet dit op. Ja, en hy moet altyd op die kussentjie, die pad wees. Okay. En dan is hier 'n pek, dis so sulke paaltjie wat jy moet vashou teen alle tye en jy moet altyd na jou hand kyk. Okay. En jy moet, as jy nou positief wil wees met hierdie gewrig stryk wees, nog steeds maar jy moet rise met jou hand en jou nakkel moet boontoe wys en as die ander persoon ook rise, dan moet jy beklei raai. Okay. Om daarbo te bly. En dan moet jy daai knoppie daar by jou gewrig moet jy draai en die persoon se vingers oopdraai en as die persoon se vingers oopdraai verloor hulle krag. Outomaties. Okay. So ja, en as jy slip, as jy gly met jou hande, dan word jy gestrek. So. En wat was die langste wat jy al so gedruk het met iemand? Ja, dit vat baie
uithou vermoë. Want mense raak moeg as jy heeltyd aan ek het al baie lank moes ek so 'n minuut, 2 minute. ja, omtrent. Nou ja, dit was Mieke Nel. Mieke, baie dankie dat jy kom kuier het. Dit was lekker om met jou te gesels. Ons gaan jou definitief dophou op sosiale media en ons wens vir jou alle sterkte toe vir hierdie kompetisie in September in Bulgarië. Ons staan bankvas agter jou en ons hoop dat jy sommer dit gaan geniet en nie net gaan dink aan die medaljes nie, maar dat jy ook die ervaring in Bulgarië gaan geniet. Definitief. Baie Baie eerste dankie. keer is. Dankie.